Goeiedag geliefdes, dit is my voorwaar weer wonderbaarlik om saam met u rondom die woord van die Here te wees. En ons is besig met daardie Psalm 119. 'n Psalm wat mense hoofsaaklik maar partykeer by verbygaan, omdat dit 'n baie lang Psalm is. Maar geliefdes, in hierdie Psalm lees ons ongelooflike waarhede, wat vir u en my tot stilstand roep, wat vir ons openbaring en kennis van God meedeel, deur die Heilige Gees geïnspireer, dat ek en u ook daarvan sal kennis neem. Nou, ons het nou al 96 verse met mekaar hanteer. Ek staan vandag stil daar by die 97ste vers. En die 97ste vers lees so: Hoe lief het ek u wet. Dit is my bepeinsing die hele dag. Wanneer ek hierdie Psalm lees, dan hoor ek twee dinge in hierdie vers, wat die psalmis vir my sê. In die eerste plek, 'n verklaring wat hy maak. Hoe lief het ek u wet. In die tweede plek, 'n verbintenis waaraan hy homself verbind. Dit is my bepeinsing die hele dag. Kom ek vra net weer vir u 'n vraag. Hoe arm sou ons nie gewees het, as ons nie die woord van God gehad het nie? Wat sou die lewe vir ons ingehou het, as ons nie die woord as basis in ons lewe gehad het nie? Dan sou elkeen gedoen het, wat reg is in sy eie oë. Dan sou daar per se geen sonde gewees het nie. Want die woord van die Here verklaar aan ons wat is ongeregtigheid. Die woord van die Here verklaar aan ons wat is sonde. En die woord van die Here verklaar aan ons wat is waarheid. As ons dit nie gehad het nie, hoe dwaalend sou ons gewees het. Maar as God dan nou sy woord vir ons gegee het, en ons het die woord voor ons, dan het ons reeds daar in die 4de vers hierdie woorde gelees. U het u bevele gegee om dit getrou te onderhou. Dan het ek 'n goddelike verantwoordelikheid aan die woord. As God in sy woord vir my nagelaat het, dan is dit die wil dat God wil hê dat ek en u sy woord sal nakom. Ons het reeds ook in die eerste 3 verse van mekaar net so 'n basis gelê waarop die hele Psalm geskoei is. Welgeluksalig is die opregtes van weg, wat in die wet van die Here wandel. Welgeluksalig is die wat sy getuienisse bewaar, hom van ganser harte soek. Ook geen ongeregtigheid doen nie, maar in sy weë wandel. Geweldige woorde. Hier kom die welgeluksaligheid van God, as ek by sy woord bly. En as ek die woord van die Here nie nakom nie, dan sal ek nie in die weë van die Here wandel nie, en sal ek ook nie die guns van God ken nie. Nou kom ons hoor die geweldige uitspraak wat hy maak. Hoe lief het ek u wet. Die oomblik toe ek daar die woorde lees, het ek vir 'n oomblik tot stilstand gekom en net vir myself gesê, hoe lief het ek sy wet. Watter plek speel die woord van God in my lewe? Hoe lief het ek die woord van die Here? Hoeveel van die woord van die Here bepaal my denke en my waardesisteem? Want dit is die basis waarvolgens ek en u lewe. Ons leer uit die Bybel uit die waardes van God se woord. Ons leer die waarheid uit God se woord. En ek het myself gevra, hoe gaan ek om met die woord van die Here? Hoe sien ek die Bybel? Is dit bloot maar net 'n boek, of is dit God wat aan die woord kom? Is dit die Heilige Gees wat met my praat, die oomblik as ek die woord lees? As ek net daardie kopskuiwel maak, nou gaan God met my praat. Nou gaan die Heilige Gees inspraak in my lewe hê. Dan sal ek meer noukeurig en meer doelgerig die woord van God lees. Ag,
En dan dink 'n mens aan daardie wonderlike woorde van Psalm 37 vers 4. Wat sê hy wat hom verlustig in die woord van die Here? Hy sal die guns van God ken. Verlustig jou in die Here en hy sal jou gee die begeertes van jou hart. Dink net hoe arm sou ek en jy gewees het as ons net bloot die beloftes uit die woord van God geken het nie. As ons nie God se getrouheid, barmhartigheid, genade en goedheid uit die woord leer ken het nie. Hoe arm sou ons wees? Maar geliefdes, ek sê weer vir u, as dit dan waar is, dan moet ek en u met nougesetheid die woord van God bestudeer. Stel Jesus dit, as ons oor die verhouding met sy woord praat, dan sê hy wat my woord bewaar. Dit is hy wat my lief het. Kom ek lees dit vir u. U ken dit so goed. Johannes 14 vers 21. Wie my gebooie het en die bewaar. My gebooie het en die bewaar. Dit is hy wat my lief het. En wie my lief het, hom sal my Vader lief hê. En ek sal hom lief hê en my aan openbaar. Jesus antwoord en sê vir vers 23, as iemand my lief het, sal hy my woord bewaar, en my Vader sal hom lief hê, en ons sal na hom toe kom, en by hom kom woning maak. Hy wat my nie lief het nie, bewaar my gebooie nie. Kom ons kyk na die 15de hoofstuk, en ons kyk net daarna, na 2 verse in die 15de hoofstuk van hierdie gedeelte, waar hy vir ons die volgende sê. Hy sê, bly in my soos ek in julle bly. Hy wat in my bly, sal vrug dra. As iemand in my bly en my woorde in julle, sal julle vrug dra en julle sal kry wat julle die Vader vra. Wat 'n geweldige mooi woord. As ons net die woord van God in ons harte sal bære, dit in ons harte sal vasmaak. Here, hoe lief het ek u wet. Stel die psalmis dan ook sy liefde aan die woord van God, as hy 'n verklaring maak. Here, ek het u woord in my hart gebære. Dit is my bepeinsing die hele dag. Dit is 'n groot woord. Here, die hele dag dink ek aan u woord. Geliefdes, die woord van die Here is so ryk. Weet jy, ek is besig met die boek Efesiërs en ek lees baie keer net een versie. Dan moet ek eers stil staan en sê, Here, ek het 'n ongelooflike versie gelees. Kom ek gee vir u net een versie. Julle wat dood was in die misdade en sondes, het hy lewend gemaak in Christus Jesus. Wat was ek? Ek was dood in sonde en in ongeregtigheid. Die 4de vers van daardie 2de hoofstuk sê, ek was van nature onder die toorn van God. Die 12de vers sê, ek was sonder God, sonder hoop in hierdie wêreld. Net hierdie 3 versies wat ek nou vir u gekwoteer het, dink net daaraan. Jy was dood in die misdade en sondes. Jy was onder die toorn van God. Jy was sonder God, sonder hoop in hierdie wêreld. Maar God, wat ryk is in barmhartigheid, het deur sy groote liefde, waarmee hy ons lief gehad het, ook toe ons dood was in die sonde, lewend gemaak in Christus. As jy net daardie woorde vir 'n oomblik weer wil bepeins, dan dank jy God, dan sak jy op jou knieë neer en jy aanbid God en sê, Here, dankie dat u aan my verskyn het. Dankie dat u vir my die lewe gebring het. Daar is miljoene mense vandag op hierdie aarde, wat sonder God, sonder hoop lewe, en afstuur op 'n ewige verlorenheid, die hel. Hoekom het God aan jou genade bewys?
Hoekom het God sy hand vir jou uitgesteek? Hoekom het God sy liefde oor jou uitgestort? Wat het jou so besonders gemaak? Jy kon dit nie verdien nie. Jy het niks gedoen om God te imponeer nie. Dis alleen die genade, liefdeswerk van God, wat na jou en my toe uitgereik het, en vir ons lewend kom maak het. Wat daardie sekerheid in jou hart geplaas het om te sê, ek weet, as ek sterwe, dat ek die ewige lewe saam met hom tegemoet gaan. Geliefdes, lees net die woord van God met 'n bietjie intensiteit. Die psalmis het 'n pragtige woord. Here, dit is my bepeinsing die hele dag. Wat beteken bepeinsing? Juist dit wat ek nou net vir u gesê het. Ek lees die woord van God met intensiteit. Ek lees die woord van God oplettend. Ek hoor wat God vir my sê. Ek lees nie net nie, ek hoor. Met ander woorde, as ek klaar gelees het, dan moet ek net 'n oomblik agteroor sit en sê, wat het God vandag vir my gesê? Wat het die Heilige Gees vandag vir my uitgelig? Wat is God se boodskap vandag aan my? Ons jaag oor die Bybel. Ons lees die Bybel en ons val op ons knie en ons bid. Maar nadat ons hierdie hele aksie voltooi het, so dikwels as ek jou vra nou, wat het God vir jou gesê? Dan weet jy nie. Ek het Bybel gelees. Geliefdes, as jy nie die stem van God gehoor het nie, wat was die doel van Bybel lees? Jy kon maar gelos het, want jy het nie gehoor wat God vir jou sê nie. Dis my bepeinsing die hele dag. Ek vat God se woord in die oggend as ek stilte tyd hou. Ek hoor wat God vir my sê. Ek neem kennis van wat God vir my gesê het, en dwars deur die dag herinner ek myself aan wat God vir my gesê het. Ek roep dit elke keer terug en sê, onthou jy nog wat God gesê het? Onthou jy nog wat God gesê het? Onthou jy wat die psalmis gesê het in vers 9? Ek het u woord in my hart gebere, dat ek teen u nie sal sondig nie. Ek het nie by my net laat verbygaan nie, ek het dit vasgemaak, dis my bepeinsing die hele dag, ek dink nou geset oor u woord. Ag, ons het vir mekaar mos nou al 'n hele klomp keer hierdie vers gegee, en ek gaan hom weer net vir u gee. Jakobus die 1ste hoofstuk vers 22-23. Word daders van die woord, en nie net hoorders wat julle self bedrieg nie. Tog, dit is 'n groot woord. Word daders van die woord, nie net hoorders wat julle self bedrieg nie. Wat sê hy? As jy die woord tot uitvoer in jou lewe gebring het, dan alleen het jy geestelik gegroei, dan alleen het jy God behaag. Om die woord van God te hoor, verander jou nie. Om die woord van God te doen, dit is 'n verandering in jou lewe. Dan sê hy, wat as iemand 'n hoorder van die woord is, en nie 'n dader nie, die is soos 'n man wat sy natuurlike gesig in 'n spieël sien. Hy sien homself, gaan weg, en vergeet dadelik hoe hy gelyk het. Ek het die Bybel gelees, ek het gelees wat God sê, maar ek het nie met intensiteit dit in my hart gewere nie. En ek weet nie meer, ek kan nie onthou wat ek gelees het nie. Hy vergeet dit dadelik. Maar hy wat diep insien, in die volmaakte wet van God, en daarby bly, sal omdat hy nie 'n vergeetagtige hoorder is nie, maar 'n dader van die woord, gelukkig wees in alles wat hy doen. Ja, in jou en my stryd met die bose, wat is dit wat ons staande hou? Wat is dit wat ons die oorwinning gee in ons geestelike lewe? Efesiërs 6 sê, trek die volle wapenrusting van God aan, dan spel hy vir ons die hele wapenrusting uit. En dan kom hy by die 17de vers en hy sê, neem op die swaard van die Gees, dit is die woord van God.
Dit is jou wapen, waarmee jy die vyand sal uitdelg. Die woord van die Gees, dis die woord, die swaard van die Gees. Onthou u vir Jezus in die woestyn? Toe hy deur Satan versoek is, het hy telke maar net vir hom gesê, daar staan geskrywe. En die oomblik as ek die woord van God quoteer, dan praat ek die gesag van God, en dan moet die duiwel terugstaan, want ek praat die gesag van die Allerhoogste God. Daarom, Here, ek bepeins u woord elke dag. Ag, u ken ook die teks daar in die 11de vers van hierdie hoofstuk. Waarmee sal die jongling sy pad suiwer hou? Deur dit te hou na u woord. Dit is wat my pad suiwer sal hou. Dit is my op die weg van God sal baan. Daarom bepeins ek dit om te sê, Here, ek wil in 'n verhouding met u lewe. Ek wil doen wat u sê. Ek wil u behaag, o Here. Vers 105. U woord is die lamp vir my voet en die lig vir my voet en die lamp vir my voet. Dit leer my om te wandel. Dit geef my verligting in duisternis. Die woord van God is van kardinale belang vir jou en my as ons wil groei. En as ek praat van groei, dan praat ek van die toepassing van God se woord in ons lewe. Wat sê die Here? Wat sê God se woord vir my? Het ek dit oordink? Het ek dit nagevors? Het ek laag gebuig onder die gesag van u woord? Het ek daaroor gebid? Het ek vir God gesê, Here, dankie vir u beskerming. Dankie, Here, dat u my lewend gemaak het. Dankie, Here, dat u aan my goedheid en guns bewys elke dag. Dankie, Here, dat ek u kind kan wees. 1 Johannes 3 vers 1 sê, kyk wat groot liefde aan ons die Vader aan ons bewys het, dat ons kinders van God genoem kan word. Besef u die implikasie daarvan? Besef u die rykdom daarvan om net genoem te word kind van die Allerhoogste God? Geliefde, ek en u met hierdie woorde van die psalmes in ons hart bære. Ek het u woord lief, u wet. Dit is my bepeinsing die hele dag. Spandeer tyd met God se woord. Spandeer tyd om te hoor wat God sê. Jy groei net deur die woord van God in jou lewe te implementeer. Om dit te hoor beteken niks. Om dit te doen is die egte en die ware. Onthou u daardie verhaal van die vader wat 2 seuns gehad het en hy vra vir die een seun, gaan werk vandag in my wingerd. Waarop hierdie seun arrogant antwoord, nee, ek gaan nie. Dan gaan hy na die tweede seun toe en sê, seun, gaan werk vandag in my wingerd. En hy sê, ja vader, maar hy het nooit gegaan nie. Die eerste het berou gekry oor sy arrogansie en hy het in die tuin gaan werk. Dan vra die Here die vraag, wie het die wil van die Vader gedoen? Nie hy wat gesê het, ja Here, en niks daaromtrent gedoen het nie. Maar hy wat skaam gekry het en wel gaan werk het, hy het die wil van die Vader tot uitvoer gebring. Ek en jy is geroep om die woord van God in ons harte te bære. Ek gaan weer vir die vers 4 gee, wat hierdie woorde sê, u het u bevele gegee om dit trou te onderhou, om te doen wat God sê. Here, hoe lief het ek u wet. Dit is die bepeinsing, dit is my bepeinsing elke dag. Ag, ek moet vir u ook weer daardie ou teksie lees daar in Hebreërs. Hebreërs die 5de hoofstuk, verse 11 en 12. Hoor net weer saam met my geliefdes. Wat jy kan wees en wat jy verbeur. Hoor net weer hierdie woorde in Hebreërs die 5de hoofstuk. Ag geliefdes, ek is so jammer. Ja, ek is nou by die 6de hoofstuk, wacht.